Maar ons begin nou by Openbaring 5 is hierdie eerste 3 stukkies. Dis maar waar Johannes mos nou op die eiland Patmos gesit het en waar hy openbarings gekry het. Openbaring, wat beteken openbaring? Iets is geopenbaar aan ons. So dis nie so moeilik om te verstaan as jy in die gees is. So die probleem is mos nou maar net mense moet tot bekering kom. As jy tot bekering kom, dan verstaan jy openbaring. En as jy pad met die Here stap, dan sal jy begin sien hoe dinge in plek begin val in hierdie tyd waarin ons nou lewe. So dit is kom ek nou met Openbaring 6 vanmôre 'n bietjie wil stil staan, dat ons kan sien waar ons in hierdie deel van die wêreld nou is, of deel van die lewe nou is. Dat ons moet kan sien wat almal elkeen het 'n ou siening. Nou ek sê okay, ek is nou reg. Dis wat ek maar lees in die woord wat vir my sin maak op die tydstip wat ons nou is. So elkeen mag seker maar sy siening, maar op die einde van die dag is dit so verwarrend. Mense weet nie meer, waar is ons nou? Is ons nog reg? Is ons nog by die Here? Want dis 'n hele chaos. Nou Openbaring 5 is waar ou Johannes, waar die gees van die Here met Johannes praat. En hy sien 'n openbaring. Verstaan jy, want hy is in die gees. Dit is so kosbaar mense, wie as 'n mens in die gees as 'n mens in die gees dinge doen. Ons kan niks sonder die gees. Verstaan jy, ons wil Bybel lees sonder die gees. Ons wil bid sonder die gees. Ons wil getuig en preek sonder die gees. As ons dit wil doen, gaan jy flop. Want jy probeer jou eie kennis deurgee. En jou eie kennis is maar net kennis. Maar dis die gees van die Here wat die oomblik as jy praat, wat deurbreek by mense. Anders is dit net kennis en ons weet vreeslike dinge. Maar op einde van die dag, in die hart kom daar nie 'n change. In die hart is nie 'n verandering. Nou Jesus sien Johannes. Nou Johannes sien, God wys vir Johannes wat aan die gebeur is vandat Jesus weg is tot waar die einde van die aarde gaan kom. Is die boek Openbaring. Nou Openbaring en Daniël loop baie mooi saam. So wat in Daniël gebeur is basies wat in Openbaring gebeur. Nou hierdie Lukas 21 beskryf presies Openbaring 6. Nou kyk nou net waar Jesus Christus self gepraat het in Lukas 21 en vir sy disippels verduidelik het. Wat gaan gebeur in Openbaring 6? Kyk net hoe wonderlik. Verstaan jy? Die Here hou niks van ons weg nie. Hy hou nie vir jou dinge in die duister dat jy nie kan verstaan nie. So hier in Openbaring 5 sit ou Johannes en hy sien nie fisies vir God, verstaan jy? In die gees. In die gees. Want jy kan nie God sien en bly leef nie. So in die gees sien hy, en as ons nou terugkom, dit voel vir ons mos of alles deur mekaar is, of die wêreld in chaos is, dit lyk so. Want dis die indruk wat die Satan wil skep, dat alles chaos is. Dis een groot gemors. Alles is buite beheer, God weet ook nie meer wat aangaan. Hoor mooi, en nou sit hier, God sit met die boek. Dis nou daai perkamentrolle. En as ons lees daarso in vers 4, is vir my mooi, hy sê, God sit in sy hoekom nie regterhand? Want ons praat regterhand beteken, hy is in beheer. Hy sit met die boekrol. En die woord sê dat hierdie boekrol is in die voorkant en in die agterkant vol geskryf. So God sit met hierdie boekrol in sy regterhand. So regterhand beteken, God wys vir Johannes, ek is in beheer. Niks in hierdie wêreld is buite beheer nie. Dis reeds al met Jesus toe hy op aarde, het hy al gesê, dit gaan gebeur. So niks
God word nie onverhoeds betrap. Verstaan jy mense, dit is hoekom dit so kosbaar is, dat ons vanmôre kan weet, dat ons lewe is in hierdie God se hande. So niks in jou lewe gebeur onverhoeds, dat God nou onverhoeds gevang is, en nou sal hy vinnige plan moet maak, want dis die indruk wat Satan by mense wil skep. Hy wil hê mense moet begin twyfel aan die woord, ons kom daarby. So God is in beheer, hy hou vas hierdie boekrol, en nou is daar een wat uitroep, wie sal hierdie boek se seël kan oopmaak? Daar is niemand in die hemel en op aarde, roep hierdie persoon uit, hierdie engel, roep uit. Daar is niemand wat hierdie boekrol kan oopmaak. Dit staan, lees dit mense, julle moet navorsing gaan doen, of gaan kyk dat ek nie lieg. Want ek wil of ek partykeer moet lieg en kyk of julle dit. Of julle my kan na die tyd, ja, maar dit staan nie daar, dan weet ek, okay. Net so wit lintjie ombring. So hier staan nou Johannes, God met hierdie boekrol, man, en hy begin ween, want hierdie engel sê, daar is niemand in die hemel of op aarde wat hierdie boekrol, nou hierdie boekrol bevat al die inligting ver en vorentoe. Nou Johannes, hoekom begin hy Johannes? Johannes begin hy, want hy sien wat aan die gang is. En nou sê hierdie engel, daar is niemand wat hierdie boekrol kan oopmaak. So Johannes begin huil, want nou wat se toekoms is daar vir my en jou, as hierdie rol nie kan opgemaak word. Dis hoekom Johannes begin huil. Hy raak hartseer, want vir hom voel dit dan nou, alles gaan nou hier stop. Niks gaan nou verder. So alles wat nou hier stop, dan is dit chaos. Dan is dit 'n gemors. Is dit nie kosbaar hoe Johannes begin huil, en dan kom 'n ander stem en hy roep uit, daar's een, ons het een gekry, wat hierdie boekrol, hierdie seël kan oopmaak, en sy naam is Jesus Christus. Net een in die hemel, of op aarde, net een, geen engel, geen niemand nie. Net Jesus Christus kan hierdie boekrol oopmaak, omdat hy hierdeur is. Onthou God het al gesag en mag aan sy seun gegee. En ons is familie vandag. Is dit nie wonderlik? So, die wonderlike Johannes begin huil. Toe kom 'n engel en hy sê, moenie huil Johannes, ons het iemand gekry om hierdie seël oop te maak. En wat 'n blydskap. Verstaan, nou kan nou Johannes, okay, nou gaan ons die res van Openbaring kan sien. Verstaan jy? Daar's iemand wat vir ons kan wys wat gaan gebeur nou tot op die einde, want dit staan in hierdie boekrol. Verstaan jy? So dis hoe kosbaar. En Jesus kom, wie wat so kosbaar. Nou ons weet mos nou van die wit perd, die woord van die Here sê dat Jesus gaan kom op 'n wit perd. Verstaan jy? Maar hierdie wit perd en daardie wit perd van Jesus verskil. Daar's 'n groot verskil. Want by hierdie wit perd staan Jesus by die staldeure en hy maak die staldeur oop. Nou, sien jy, hy is nie op die wit perd nie. Hy maak die staldeur oop vir hierdie perde om een vir een uit te gaan. So God is so in beheer. Verstaan jy, so alles is so perfek uitgewerk. So hier staan Jesus. En hierdie perde wat ons vandag gaan deurwerk, mense, is 'n waarskuwing vir my en vir jou om tot bekering te kom. Hierdie is 'n eye-opener, en dis hoekom ek dit vandag wil deurwerk. Ons kan dalk 'n bietjie langer as 'n uur as jy vas, want ek kan dit nie breek nie. So hierdie perde is 'n waarskuwing vir die wat nog nie reg gemaak het om reg te maak. Verstaan jy, dis hoekom niemand sal kan sê op die einde van die dag, ek het nie geweet nie. As jy nie geweet het, het jy nie jou woord gelees nie. Want dit staan daar, en nou dit wat ek nou vandag, en almal wat gaan kyk, gaan dit teen mense tel, want jy het geweet. Ek het dit nou vir jou gesê. God het vir my gebruik om vir jou dit te sê. So jy gaan skuldig staan voor die Here. So
een van die belangrikste goedes wat ons ook vanmôre moet ek wil lees. Johannes 3 vers 5. Johannes 3 vers 5, as jy nie weergebore word deur water en gees nie, sal jy die koninkryk van God nie ingaan. So hierdie Johannes 3 vers 5 hardop met hierdie hele klomp verse aan. God gee vir jou 'n kans om tot redding te kom. So Jesus wys vir ons, want almal vra, wanneer is die tyd? Wanneer gaan U kom? Nou hier is 'n voorloper wat die woord sê van wanneer gaan Jesus Christus kom? Wanneer gaan hy kom? Hy gee vir ons tekens, mense. Die woord van die Here is ook, hy gee vir ons tekens. Wanneer gaan Jesus kom? Dis soos 'n voorbode om vir jou te waarsku, pas op. Dis soos 'n tsunami man. As jy sien maar die water trek dan nou verder terug as wat moet terug. Verstaan jy, die mense wat see ken, dan weet jy maar hier's 'n probleem hier. Verstaan jy, weet hier gaan nou iets gebeur. Nou hierdie is presies wat hierdie perde vir ons probeer voorskryf. Van wat gaan gebeur, pas op, maak reg, dis bitter naby. Kyk, as ons hier goed deurwerk, gaan jy besef, hoe naby is naby. So ek wil nie bang praat nie, ons is opgewonde, prys God man, ons is opgewonde. Ons moet nie bang, man, ek het nog nooit wil ek 'n mens bang praat. Maar as jy nie by die Here is en jy is nie seker nie, maak reg, dan moet jy bang word. Want as jou lewe met God, moenie die kerk gaan raak nie, moenie die kerk om warm sit. Ons het 'n verantwoordelikheid om siele te wen. En as jy nie gaan siele wen nie, gaan jy boon in die hemel gaan God sê ken jou. Want hy het gesê, gaan 'n gemaak disippels, doop hulle en leer hulle. Dis nie my werk. Dis nie net my werk. Dis elke een wat wedergebore is, se werk om disippels te gaan maak, mense na die Here toe te lei. As jy nie een gelei het nie, gaan jy nie die koninkryk van God ingaan. Want gehoorsaamheid en geloof is die twee dinge. So jy's ongehoorsaam gewees, jy het niemand vertel van die Here Jesus nie. Jy het nooit met iemand gedeel oor jou getuienis nie. Jy hoef nie die woord te ken nie. Dit gaan nie oor die woord ken nie, dit gaan oor ek het Jesus ontmoet. Ek het nou dag vir kinders gesê, dit gaan nie oor ek ken die Bybel nie. Ek bedoel, sy nou tot bekeer, sy ken nie die Bybel nie. Maar ek bedoel, haar getuienis is jou getuienis. Om vir mense te sê, hoor, ek kan nie vir jou leer van die Bybel, ek het nog nie daai kennis nie, maar ek weet my lewe is verander want ek het die Here Jesus ingenooi. En dis genoeg. Right. Die Gees gaan hom mee lei om te sê wat te sê. En God sal stuur op jou pad wat op jou level is wat jy kan bedien. Dis mooi. Moenie mense in elk geval, ons almal wil mense altyd oorweldig met woordkennis. En dan voel hierdie mense soos 'n loslap wat hier hang, want hy het dan nou nie die kennis nie. So nee, nonsens man. Moenie mense oorweldig met jou kennis en wat jy het. Wees nederig, kom op hulle level in. God kom in sy almagtigheid op ons level in en hy kom bedien ons. Nou wie is ons nou om? So die eerste perd. Ons sien in Openbaring 6 vers 2 die wit perd met 'n pyl en 'n boog. Nou hierdie beteken vir ons, dis nie Jesus op die wit perd nie, maar mense wat voorgee. Kyk waar kom valse Judas, net voor Openbaring. Gaan lees vir Judas. Judas praat geweldig baie, maar Johannes 1 Johannes en 2 Johannes, wie die woord is vol valse godsdienste. Valse lerings, mense, wie ons moet, verstaan jy nou weer eens, hoekom jy moet wedergebore wees, sodat jy kan die fyn lyn van valse godsdienst, en hulle staan nou soos parastoele op, want almal, hoe waar is ons nou al oor die 2000 jaar, het die Here vir ons gelieg, deur die woord. Kyk hoe arrogant raak mense, hierdie Hebreë root, dis van die bose af man, Werters die jagerlose ding, is van die bose af, en ek sê dit man, ek sê dit, en ons moet net soos Rooms-Katholiek, ons is bose goed mense,
Ons moet spreek teen hierdie goed. Ek bedoel, dis vir 'n siel wat verlore gaan, man. Nou hou almal bek. Ons wil tog iemand aanstoot. Maar dan gaan mense verlore. Hoe kan jy dink om nie iemand aanstoot te gee nie? Mense gaan verlore. Waar valse godsdienste vir jare het God vir jou gelieg oor hierdie woord. Vir oor die 2000 jaar. Die Bybel is die bekendste. Nou word nuwe Bybels geskrywe soos hierdie Hebreë roots. En nog een lê daar by Koen in die huis. Ons moet hierdie goed vat, man. Gaan gee met die tronk dat hulle sal dryf van daai drek. Dis wat moet gedoen word met hierdie nagemaakte Bybels. Dis bose goeders, mense. Dis bose goeders, ons moet opstaan teen ongeregtigheid. Regtig waar. Ons kan nie toelaat dat mense mislei word. Ek bedoel, hoe kan Jesusie man, dit is 'n ding wat vir my verskrik. Dis presies wat hier, wat voorgee, baie mense, Jesus sê mos in die woord ook, baie sal sê, ons is die Christus. Die sien ons mos nou baie duidelik al, hier is mos baie van hierdie Afrika profete wat opstaan. Jong, hy is soos 'n God. Hy hoef nie eers iets te sê nie. Hulle gedra hulle soos 'n God. Verstaan jy? Jesus, jong, kyk hierdie ander vyandse ding wat nou. Wat is daai sleg ding wat daar in Namibië met 'n paar wit tekkies kom en so windgat geloop het? Gelukkig hoor hy toe nou rond en sy vrou van dit uit. Halleluja. Hy spoor ons bekend op die TV. Gelukkig hoor hy rond, want dis wat hooggoed maak. Hy laat kyk vir jou want as jy met leibaarheid, yes, mense, waar kom, en die mens is so verduister. So verduister deur hierdie goeders. Dat ons kan dit eers onderskei nie. Maar God, die woord sê, God deel nie sy eer met niemand nie. So God bring hulle tot 'n val. God bring hulle na nederigheid, as hy ooit eendag vernederig word. Hy het groot kerke in Namibië, duisende gaan sout. Is 'n valse leraar, is 'n valse God. Wat is 'n van? Hy wil aanbid word. Mense, dis die witperk. Ons sien dit. Ons hoor hierdie goed, mense. Mense wat nie die woord van die Here. Wie sê jy is reg? Ek sê nie ek is reg nie. Lees jou Bybel. Ek sê nie ek is reg nie, maar ek doen wat daar staan. Moenie 'n skrif vat en hom uit verband uitloop ruk en dit as 'n evangelie gee, soos wat ons nou gepraat het, ek nou van, ons is nou die Jode, ons is Israeliete. Man, ek is 'n volbloed Larry Duitser, en nog nooit sal ek 'n Jood wees, want hulle is te skelm. Ek bedoel nou nie daarmee nie. Vir Israeliete. Maar die woord sê, ons is in die gees, is ons die nuwe Israel. In die gees, ons is nie Israel. In die gees is ons Israel. So, dis nou 'n teksie gryp en dit verband uitdruk en jy maak dit 'n godsdienst. Dis presies wat die witperk. Kyk hoe sit die Satan agter alles mense. Hierdie witperk en God, wie die stal deur oopgemaak? Jesus. Omdat ons as mens moet op 'n punt kan kom dat ons kan sien hoe word mens vir my en vir jou wat die Here dien. Dat ons kan sien, kyk die misleiding. Die woord waarsku daarvan. Reeds in Lukas 21. So dis vir my en vir jou om te sien en vir ander wat nog moet inkom om te sien. Kyk die leuen van die vyand. Dis die valse dis valse profete, mense wat kinders van God wil verlei. Mense verlei tot sonde, opsweep tot oorlog. Hoor mooi, ons kom met die volgende een. Opsweep tot oorlog. Maak mense selfsugtig en geldgierig. Kyk hierdie predikers. Wat soek hulle? Geld. Mense, kyk, maar nie net predikers nie. Dit gaan oor die mense. Dit maak hierdie wet, dit sê dit maak die mens selfsugtig en geldgierig. Kyk vandag, kyk hoe lyk dit vandag. Mense is so selfsugtig oor hulle besittings.
Niemand sien vir niemand. Ons sal bo oor mekaar loop. Ons gee nie om, ons worry nie met mekaar nie, niks. Ons sal bo oor mekaar loop as gevolg van geldgierigheid. En dan wil ons mos nou, hier mos Suidlanders ander nog 'n bose ding. Want hy nog boser is wat die anti-Christus kan wees. In jou Israel visie, die is nog boser as dit. Versaai so 'n mens moet bring jou klomp drek in die lig, man. Ja, dis bose drek. Dis maak dat kinders van die Here verlore gaan as gevolg van hierdie drek. Hier is ook klomp Jehovah getuies. Ja, maar ons praat ons niks nie. Ou apostels, nuwe apostels, maar ons bly nee, los tog die mense. Ek sal nie, nog nooit. Want dis mense wat verlore gaan, dis valse godsdienste. Dis valse godsdienste. Wedergebore, daar's een ding wat die Here sê, Johannes 3 vers 5, word wedergebore. Nou ek weet wat baie van hierdie mense sê, ons tyd is hier klaar, as jy hier klaar is, jy klaar, dan sterf jy nog maar nie. Ag, nee, man, ek sit daar raak sommer op. Mense moet wonder of sonde nog sonde is. Ek kry jy moet doodstil sit, jy moet doodstil sit. Mense wil hê, jy moet wonder of sonde nog sonde is. Want sonde word ingekleer. Dit word mooi gemaak. Dit word saggies gemaak. Sonde is sonde voor God. Sonde bly sonde, want ons staan in die teenwoordigheid van 'n heilige God. Ons kan nie sê ons is heilig voor wat Jesus gemaak het, vir ons heilig gemaak het, maar ons staan met sonde. Sonde sal die koninkryk van God nie ingaan nie. Moenie sonde saggies maak nie. Sonde is sonde. Mense en ons as kinders van die Here moet dit deurgee dat sonde is en ons moet breek met sonde. Daar's niks, sonde bly sonde. En ons moet werklik nastrewe uit ons harte. As jou gewete met jou praat, luister na jou gewete. Luister na jou gewete, mense, want jou gewete help jou om dieper by God in te trek. Maar as jy hom onderdruk, dan raak sonde, is maar nou net so saggies woord. Wees versigtig, verlei, hierdie witperd verlei tot oorlog teenoor mekaar. Nou gaan ons oor, rooi perd, swaard is aan hom gegee. Onthou hierdie misleiding, onthou, valse profete wat mislei, die een loop na die ander een. Hierdie 4 perde is in 'n span. Dit is soos om 'n baar te trek, wat al 4 trek saam. Hierdie perde hardloop nie alleen. Die een werk saam met die ander nie. Kyk hoe boos is hierdie wêreld. En ek en jy met die gees is die enigste wat dit kan onderskei. As ons toelaat dat die gees ons lei. Kyk hier vir misleiding. Nou kom rooi perd, swart is aan hom gegee. Die eerste perd verlei mense, wil hê dat daar moet spanning tussen mense moet kom, en wat is die gevolg? Oorlog. Want die rooi perd bring oorlog. So nou is daar spanning as gevolg van verleiding deur die wit perd. Die Satan is die vader van die leuen. Sien jy? Onthou, ons het vanmôre Openbaring wat 12 van die vrou en die kind en die draak. Die draak verlei, maar hy demone, hy magte wat saam met hom werk. Dis nie net vir verlei, okay, jy's nou verlei nie. Nee, hy sweep op. Hy het nie net verlei nie. Nou maak hy mense teen mekaar op, mense. Dis wat nou gebeur. Hy het mense teen mekaar opgemaak. Hy het kerke, want die ene kerk is dit en die ander kerk is die glo dat en daai. In plaas van dat ons almal net die woord van God volg, soos dit daar staan. Soos dit in die woord staan, gaan doen dit so. Eenvoudig. Ek weet nie hoekom ons daar gestreng, maar ons weet nou, want die witperd bring hierdie verleiding tussen mekaar, hierdie misleiding, verstaan jy? En nou is ek kwaad. Nou is ek kwaad. Want ek verstaan jy, hy het nie net in die woord nie, ook in huise
bring hy verleiding. Ook in die huis maak hy oorlog. Kom ons kyk 'n bietjie. Nie net nasies teen mekaar nie, maar ook huwelike. Hy bring oorlog. Die swaard is aan hom gegee. Aan hierdie rooi perd. Rooi perd beteken bloed, man. So hy het mislei dat mense binne in hulle harte begin opstandig raak. Nou kom die oorlog. Ja, teen mekaar ook. Ons sien dit reeds. Die hele wêreld vol is oorlog. Ons sien dit raak net erger en erger. Maar die misleiding bly nie daar nie. Die oorlog het in my huwelik ingekom. Kyk nou net. Dis nie net daar, die oorlog is nou in my huwelik. Dis in my gesin in. Kyk waar breek oorlog nou uit. Tussen ouers en kinders. Kyk 'n bietjie hoe raak kinders in opstand oor die goed se gat in die brand nie. Want ons pas nie die woord toe nie, dan pluk ons die vrug. Hoekom is kinders so verdomd boos vandag daar buite oor 'n ouer wat hom nie opvoed nie? Nie in God se beginsels groot maak. Dis hoekom. Ons moet nie probeer wegkom van die waarheid af die mense. Maar daar's genade. Trek strepe. Jy kan nog altyd regmaak. Dis nie te laat. Dit is nie nodig, want daai selfde kind wat jy nie nou opvoed nie, kom maak jou dood eendag. Of 'n so 'n opstand. Kyk hierdie vrou wat nou pakkie, wat se vrou ook al, wat sy seun haar so met drugs so goed. Ons praat nou van haar met die drugs. Maar daar's ander goed. Daar's mense wat eers in drugs is, wat hulle veral waar die pa nie in die huis is nie. Want die goeders is mos maar iewers. Dis hy so daar waar 'n pa of 'n opvoeding nie in die huis is nie, raak 'n kind opstandig. Hulle raak opstandig teenoor 'n ma. Nou kom ons by die 10 gebooie. Eer jou vader en jou moeder. Wat van eer is daar nou? Niks. Dis wat verleiding veroorsaak het. Verleiding het oorlog veroorsaak binne in gesinne. Kinders teen ouers, huwelike verbrokkel. Kyk hoeveel. Ek sien nou dat hoeveel huwelike in Namibië, hier so seker gehele al. Ek dink hier seers meer huwelike. Hulle seker al daai boeke verbrand wat jy moet trou. Ek glo daar is so iets. Want ons boer mos ook so saam. Nee, as jy my nou verder gemaak het, dan val ek my aan die gaan. Want ons het geen commitment. Dis maklik, dis lekker. So al hierdie woorde sien julle wat mense, en dis 'n deur wat God oop. Ek en jy moet vanmôre kan sien. God maak ons oë oop. Kyk wat gebeur met jou verhouding met jou kinders. Kyk jou kinders se gedrag. Pas op. Werk aan dit. Slat hulle gatte, man. Kry opvoeding. Stel grense. Moenie net ja en amen nie. Ons moet ons kinders opvoed, mense. Hierdie is 'n kind wat môre en oormôre 'n leier moet wees. Hoe kan ons verwag 'n kind wat die opvoeding kry om 'n leier toe? Hy kan net 'n leier gemaak word deur 'n ouer wat die Here dien. Sien hierdie goed, mense. Onthou, ons gaan terug en God gaan rekenskap eis van jou. God gaan rekenskap eis. Want ons wil nie ons verantwoordelikheid nakom nie. Oorlog tussen wit en swart, kyk hierso. Nou maar die wêreld. Hierso is dit my so erg hier. Dis 'n eye-opener. Onthou mense, ons is hier nou wit en swart en kleurling en Indiër, ek weet nie wat se klomp verskillende kleure nie. Maar as jy hier klaar maak, is jy gees. Daar's geen kleur in die hemel nie. Jy gaan as gees. Daar's geen swart nie. Daar's geen wit nie. Daar's geen kleur nie. Want God maak nie onderskeid tussen niemand nie. Niemand nie. Ons wil dit nie hoor nie. Suid-Afrika wil dit nie hoor nie. En die Satan roer hierdie ding. Want dit maak dood. Dit verwoes mekaar. Dit verleiding en misleiding het veroorsaak dat daar oorlog is tussen mekaar. God het diere gemaak, God het die aarde gemaak, God het bome en visse gemaak, hy het die mens gemaak, hy het elkeen van ons gemaak. En hy is lief vir sy skepping.
en sy skeps. Ons het geen reg tot hierdie goed. Maar wie sit agter dit? Satan. En God wys vir ons deur die rooi perd wat hy oopmaak. Wys hy vir ons. Kyk wat gebeur. Kyk wat gebeur. Oorlog teen onskuldige mense wat daagliks vermoor word. Wie is die wenner? Niemand. Dis net daai wat daaronder is wat vertrap word. Mense en ek en jy sit ook met 'n swaard. Ons sit met die woord van God. Die sterkste swaard, 'n tweesnydende swaard. Ons sit met hom. Dis hoekom die wêreld ons haat. Want hulle like nie dit wat ons sê en doen nie. Hulle hou nie daarvan. So ons moet optree, ongeag wat mense sê. Moet ons optree, ongeag hoe lief hulle vir jou is. Maar nie ek weet God is vir my lief. Verder wil ek geen liefde. Ek soek niemand se liefde nie. Baie opreg en eerlik. Ek soek niemand se aanvaarding en ek niks. God het my lief. Hy het my hier neergesit op aarde om sy woord. Ek het net spyt dat ek dit nie al op 18 of 17 geweet het. Want dan was ek seker dalk al vermoor en dalk in die hemel. Want ek het 'n losbek. Soos wat ek in die wêreld 'n losbek gehad het, het ek nou vir die evangelie 'n losbek. Want ons moet dit hê, mense. Ons moet, man. Staan op vir geregtigheid. Onskuldige mense, dis hoekom ek tot vandag ek haat dit as iemand neersien op iemand wat minder het as hy. Want ek het dit te veel gesien in die lewe om mense te trap wat nie het. Yes, man, dis 'n vuil arrogantheid om iemand te misbruik wat nie het. En hierdie persoon is soos 'n hond afhanklik. Hulle hou maar hulle bekke, hier in hulle harte is 'n oorlog. Hier in hulle harte is 'n storm. Hulle sal nie een oomblik huiwer as hulle jou kan doodmaak. Want hier is 'n storm, maar nou sê jy 'n bekker. Want jy maak hom 'n bekker, jy sal nou hou hom daar. Maar iewers sien swart perd, skaal in die hand. Jo, kyk wat gebeur. Wat beteken skaal in die hand? Hongersnood. Kom ons los die wêreld. Ons sien vir Ethiopië. Ons sien hier in Afrika. Ons sien die hongersnood. Ons sien, kom ons los daai. Kom ons gaan in Port Nolle. Kom ons kyk net hier vir hongersnood. Want jy sien misleiding het oorlog veroorsaak. En oorlog bring hongersnood. Kyk hoe loop hierdie perde hand aan hand, mense. Die een loop na die ander een toe. Dit onthou jy die teaching wat ons gegee het oor demone, hulle werk as spanne saam. Nou hier is presies wat gebeur. En God wys dit vir ons. As hy die staldeur oopmaak, dan sien hy hier 'n hardloop, die swart perd met skaal in die hand. Wat sê hy? Na verleiding oorlog en dan kom hongersnood. Party het baie, ander het min. Rykes word ryker, armes word meer arm. Die gaping raak al hoe groter. Kyk nou met die oliepryse, die inflasie. Kyk 'n bietjie, wat kan jy nou? Ek sê dit ding nou die dag, jy met 'n R10 het ek nog 'n papiersak vol lekkers gekoop. Alles wat ek wou. Ek dink eendag my ma stuur vir my R100. Doen dit. Ek sit in Pakketberg. Ek ry met R100 se brandstof tot in Keetmanshoop. Ek dink, joh, Here, kyk hier. Ek kry eers nou met R1000. Ek het nou seker R2000 nodig om nou te ry van Pakketberg af. Kyk net hierdie gap. Armes word armer en die rykes word ryker, want selfsug en gierigheid, daar's geen meer van om vir mekaar te wie ons gemeente, ek prys God vir elkeen in ons gemeente. As ons ietsie vra, daar's party wat ek al skuldig voel, wat sal my eerste, ek sal. Dan voel ek, joh, maar ek sê dankie Here, want ek kan sien in ons gemeente die beginsels van gee. Want God sal, ons moet help mekaar mense. Ons moet mekaar help. Hy praat nie van 'n skepping koring en 'n bietjie meel armes verlustig
Die rykes hy praat van die koring en die meel, dis waar die armes bek vir 'n bietjie meel, maar dan sê hy daai selfde vers, praat hy van die olyfolie en die wyn, moenie dit beskadig nie. Die olyfolie en wyn praat van die rykes. Moenie hierdie beskadig. Dis staan daar, lees dit daar. So as jy dit lees, dan beteken dit die koring en die meel is vir die armes, hulle kan nie eers speel. En die wyn en die olyfolie is die rykes. Dis die verskil. So dis die armes, hierdie is vir die rykes. Moenie ons goeders beskadig. Selfsugtigheid, gierigheid. Hou my wyn, pas op vir my olyfolie, vat daar vir jou so klein bietjie meel. Arme. Daar so klein bietjie koring, vat. Want dis die skaal in die hand. Is dit nie kosbaar? Daar word nie meer gedeel met dit wat ons het. As ons teruggaan na die woord van die Here, dan sien ons hoe hulle daai tyd het hulle na mekaar gekyk. Die kinders van die Here daai tyd het van huis, hulle het mekaar se behoefte voor. Kyk wat dit nou al. Myne is myne. Ek het gewerk vir hierdie. Moenie jy 'n huis bou en dan moet ek hom vir jou paint. Ons moet al hoor dit. Ons moet mekaar sy huis help paint. Dis 'n beginsel. Valperk. Sien nou loop verleiding na oorlog toe. En oorlog loop na hongersnood toe. Sy naam was die dood. Hongersnood loop na dood. Kyk net hoe. Peste, verleiding, oorlog, siektes, alles bring hongersnood en oorlog bring dood. Ongelukkig nou net so. Nou, ek wil nie so vreeslik, ons weet dit tog nou. Maar weet jy wat is die ontstellendheid van hierdie 4 perde en hulle ruiters? Wat is, as ons dit nou terugvat in vandag, wat is dit? Daar is 'n ooreenkoms tussen hierdie 4 perde en die sonde wat in ons eie harte en begeertes skyn en plek soek om uit te kom. Al 4 hierdie ding, misleiding, hongersnood, gierigheid, dit lê hier, dis te danke aan die Gees van God, dat hierdie ding nog nie vorentoe gekom het. Daar staan, hy soek plek om uit te kom. Verstaan jy hoekom ek die een teaching wat ons hier gegee het, waar jou skat is, sal jou hart wees. So mense, ons moet gefokus bly op Christus. Ons moet hierdie beginsels verstaan. Ons moet die liefde van die Here ervaar, sodat ons hart by die regte skat kan bly. Want hierdie hart soek plek om uit te dop, want die woord sê, daar's niks goeds in jou hart nie. Daar's net boosheid. Verstaan jy, al wat jou hart verskillend maak, is die Gees van God, wat jou hart begin vul met nuwe dinge. 'n Skat in die erde kry. Die evangelie wat in die erde kry. Jy is jou erde kry. Ons weet tog, dis op 'n pot, 'n klei pot man. Vol kraak, die woord waarsku vir ons. Dis 'n skat wat jy binne het. Moenie brek oor jouself nie. Hierdie ding soek plek om te kraak. Hy kyk waar's 'n kraak waar hy kan uitkom. Hy wil hierdie mooi, die Gees, want dis die evangelie wat ons in hierdie erde kry. Dis die liefde van God wat in hierdie erde kry is. Dis dit. So moenie dit laat verlore gaan. Want as ons dit laat verlore gaan, dan gaan jou skat en jou hart draai na die wêreldse skat toe en jy gaan net so gierig word. Kyk of jy wat ek altyd eers met bek om oor goed. Wie gee vir die huis van God? Die arm van armste. Kyk, die armste van arm gee vir die huis van God. Hy sê, die woord waarsku ons, hy sê, julle het alles, maar my huis lê ten gronde, is afgebreek. Mense, ek kan nie genoeg vir mense wat, as God vir jou gebless het, dan moet jy gee, man, waar is jou skat? Waar is jou hart? Ons moet, man, los hierdie ou blinne goed op hierdie aarde. Ek kan nie verstaan, hoe kan ons
So loop hou vas, maar ek verstaan, een van die perde, of al 4 perde is in jou hart. Dis hoekom ons nie helpbaar nood is nie. Ons sit te hou hierdie goed, want ons wil nice time op aarde hê. Maar die tyd as dit hier verby gaan, dan is nice time verby. Dan lê die hel vir jou voor. Want as jy gesien het, want God het vir jou gegee om ander te help. Ons mag nie hierdie geld en wat ons ook al het vir onsself gebruik. Jy sê ek prys die Here dat ek en Christine hier met niks gekom het nie en ons sal eendag met niks hier weggaan. Ons vat nie 'n klomp meubels, ons vat ons klere. Verstaan jy? Dis ons hartsbeginsels, mense. Maar as jy gee wat God vir jou gegee het, want hy sê my huis lê in 'n puin oop man. Wat is die huis? Dis nie die kerkgebou nie. Dis die mense wat binne in die kerkgebou. Dis die mense, dis die armes. Die woord sê die armes sal altyd tussen julle wees. So wat sê die Here Jesus vir ons daarin? Die behoeftiges sal altyd tussen julle wees. Dit praat nie net van honger nie man. Dit praat van 'n geestelik. Dit van 'n lêplek. Verstaan jy van dis armoede. As ons die Saligspreuke gaan lees, dan sien ons wat is armoede. Arm in alles. Ek het niks. So ons het 'n verantwoordelikheid. Want God kyk jou hart. En as daar nie 'n perd in is, sal hy jou gee, want hy weet jou hart gee. Jou hart help, want jou hart word gelei deur die Heilige Gees. Wedergeboorte. Ons moet ons laat lei deur die Gees. Nou wil mense vir jou kom op my ou dag sê ag, voortjek man. Jy gaan vrek van ellende. Want jy gaan vrek sonder die Gees. Amen. So jy's ellendig, beklagenswaardig, is 'n groot Afrikaans. Jy's treurig, jy's gevrek. Jy's 'n leenaar. God sal voorsien. Vir my armoede op my ou dag, ek wil nie swaar kry. Jong, kry nou al vir jou mishoop. Die begeerte om net jou eie belange en eer te soek, om onsself koning te maak. Dis presies een van die perde. Valse wit perd. Ja, ons gee voor in die huis van die Here dat ons omgee. Ons gee voor dat ons omgee. Jou bedrieger. God het lankal jou hart gesien man. Dis 'n valse voorgee, dis 'n valse omgee, dis 'n valse liefde, dis 'n valse vreugde en blydskap. Jy's vals voor God. Jy sal dit nie reg kry nie. God waarsku man en hy het ons vir my en vir jou oë gegee. Hy het vir ons 'n onderskeiding gees gegee om hierdie vals mense te openbaar en aan die lig te bring. Nie net te bring hom aan die lig en sê jy's vals man. Jy's vals. En ek sê vir mense jy's vals. Wat sê Korintiërs 13 van die liefde? Hy sê al hierdie dinge doen, maar jy het nie die liefde nie. Daar's 'n orde goed. Hy sê al het jy deur die vuur geloop, al het jy amper gedood van wat, en al het jy gedood, maar jy het nie die liefde nie. Is jy soos 'n klinkende simbal? Jy het niks. Want die liefde hou jou fokus op die regte skat. Verstaan jy, want dan kan 'n perd nie in jou lewe. Hierdie perde manifesteer in kinders van God se lewe. Wat dink hulle is kinders van God? En hulle is hoogmoedig en arrogant. En hulle wil nie aangespreek word. Hulle wil nie vermaan word. Mense, as jy opstandig raak oor jy vermaan is jy hoogmoedig. En jy laat jou nie lei deur die Gees van die Here nie. Jy's hoogmoedig. Daar's 'n perd in jou lewe wat jy moet ontslaa raak van. Of perde, want God wil jou gebruik. God wil jou gebruik, maar daar's hindernisse. Daar's mense wat werklik swaar kry. Ek gooi ons daar 'n 50 sent daar in die donasieboks. Kry jy nog 5? Maar kom ons gee dan die eer rand. Dis mense. Maar God het vir my 'n job gegee. Die woord sê 'n tiende
God het my 'n job gegee van, sê nou maar 100 of 200.000 rand. Jo, het jy gedink 'n tiende van hierdie wat God vir jou gegee het? Hoe kan die huis van die Here floreer, ha Marie? Ons gaan daarom op uitreikings gaan en ons kan siele wen. Dit is hoekom die Here sê my huis lê ten gronde, dis afgebreek. Ha? Nineve se mure moet opgebou word, maar daar is niemand wat opstaan. Daar is geen Nehemia wat opstaan en voor die koning gaan sê, ek wil met u gesels oor hierdie saak. Ja, niemand. Om oorlog te maak teen die mense wat ons lief het, en nog erger, oorlog te maak teen die wat ons irriteer en nie kan verdra nie, om kwaad te wees en kwaad in vriendskap te lewe. Ja? Ons maak oorlog. Ons is terug by die kerk wat oorlog maak. Ons maak oorlog teen die wat jou irriteer. Sjoe. Hy wil mos. Laat die vir hom kry. Dit is dan lekker. Dis maar al lang wat my so irriteer. Dis nog nie van vandag. Kry vir jou papa. Vir jou sal ek die evangelie gee. En nou hier op 'n dag. Ek gaan maar niks praat waar die Here gesê ek moet loop en ek moet iewers loop besoek en ek het 'n geweldige stryd in my hart. Nee, ek praat maar niks vandag. Ek sê wie die Here kan dit mens baie keer sê man. Ek kan my ook mos net 'n bietjie uitlos. Ha? Yes, man. Dis nou daai wat ek nou nie like. Ek gee vir hulle gas. Bly die bokkers. Ja, nee, hulle het nog nooit gehoor, want ek kom ook nie daar uit. En ek het hulle, ek is eintlik op 'n verhoog soos ek hulle gas gee. Ja. You enter the exit. En die Here het gesê, ek moet gaan besoek. Die Here wat hierdie Bybel. Want jy sien, God het elkeen lief. As ons net deur sy oë kan kyk en met sy hart, dan besef ons, Jesusie Here, daai muurpapier voor jou sy voet. Die Here het hom wragtig lief. Kan jy glo? Ja. En vir ek noem my naam en selfs ons houding en ons tong te vernietig, is die werk van die rooi perd. Ja? Kyk hoe hardloop die rooi perd, of hierdie 4 perde, lustig in ons harte rond. Lekker man, rustig, hy is oral, hulle is oral, en God openbaar dit. Dis die laaste tye, kry hierdie perde uit jou lewe. Ons begeertes na meer en meer is dikwels ten koste van ander wat swaar kry. Kan jy sien hoe hierdie perde ook in ons gedagtes, in ons eie lewe en ons begeertes wil infiltreer. Sien jy hoe hierdie vyand, die Satan, in ons gedagtes, ons eie lewe, en ons begeertes. Jou skat is jou begeerte, jou sielsdimensie. Hoe wil hierdie Satan binne inkom om jou skat te dryf, jou hart te dryf? Wat moet ek doen om aan die woord van God en die getuienis van Jesus vas te hou? Maar hierdie keuse het 'n prys. Die getuienis van Jesus, dit wat hy vir ons kom doen het op aarde, dit is die getuienis. Die woord, dis al wat ons het. Dis al wat ons het en ons getuienis. Dis al wat ons het nie. Ons het niks aan. Jy het geen ondersteuning van die wêreld.
Jy het miskien ondersteuning van boeties se sissies. Ja, maar verder geen ondersteuning. As jy deur in 'n tronk sit, waar die woord van die Here nie mag gepreek word, dan het jy geen ondersteuning nie. Niks. Jy het nie eers die woord nie. Want hy word verbied. Jy sit reeds daaroor om. Jy sit reeds in 'n tronk, dalk of word vervolg oor die naam Jesus Christus. Ja? Mense haat jou oor jy die Here liefhet. Kyk hoe word in Israel in opstand gekom. Dis God se volk, jy kan maak wat jy wil. Of dit nou in jou oor reg of verkeerd, dis God se volk en jy mag niks sê teen hulle nie. Ons mag nie. Die woord sê bid vir Israel. Hy het niks verder, hy sê bid vir Israel. Nou wie is ons? Hier kom ons terug. Daar is 'n klomp Jode. Ons is die nuwe Israel in die gees. Want ons is ingeënt op die ware stof, nie die Jode nie, soos wat Hebrew roots. Ons is nie die wingerd nie, die ware wingerdstokkie. Jesus Christus, ons is ingeënt op Jesus Christus. Nie op die Jode nie. Hierdie Israel beteken ons is die nuwe verbondsvolk, is nuwe Israel. Ons is nie die Jode nie. Jesus, ek word 'n party dan gesukkel om hulle. Iewers het hulle salonsroos geëet en toe het hulle nie ontwikkel nie. So jy nou weet, jy wil iemand terugkry wat eet om salonsroos, hy ontwikkel nie. Ek sê dit man. En dan, maar hierdie is 'n keuse en dis 'n prys. En dan sê die 5de seël, daar word nog seëls oopgemaak, maar die 5de seël. Kan iemand hom vir ons lees? Vers 9. Openbaring 6 vers 9. Kan ek maar lees? Weet jy wat jy weet kan jy maar gooi? En toe hy die 5de seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is, terwille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. Kyk hierdie kosbaar. Ek het dit met hulle al gepraat. 'n Altaar is gebruik om diere te offer in die Ou Testament. Waar jy dieroffer op hierdie klip stapel, dis 'n altaar. So daai bloed, as jy keel afsny, loop die bloed af van die altaar af tot op die grond. Hier kom die woord van die Here en hy sê die 5de seël is oopgemaak en die martelare sit onder hierdie altaar van God. Die martelare wat met hulle lewe betaal het, wat se bloed gevloei het, lê onder die altaar van God. Dis kosbaar mense, dis 'n dierprys, maar die bloed lê reg onder die altaar, daar waar geoffer word vir God. Die my en jou bloed wat wie ook al wat met hulle lewe betaal, lê onder die altaar van God. So God kyk aan mekaar op hierdie altaar en hy sien die wat bereid was om met hulle lewe te betaal, hulle bloed te laat vloei. Hy sien dit elke oomblik. Want dis sy altaar. Dis sy altaar. So die woord sê, hierdie mense sit reg onder die altaar en hulle kyk op na God. As jy vers 10 en vers 11 verder gaan lees, dan soek hulle. Hulle smeek by God en hulle vra, Vader, wanneer gaan die tyd wees? Wanneer is die tyd? Want hulle dier betaal, want die woord sê, die oomblik toe hulle daar kom sit by die altaar van God, toe word daar in die handkas uit 'n wit kleed vir hulle gegee. Ek sê nou maar handkas, dit staan nie handkas. Word 'n wit, dit staan 'n wit kleed is vir hulle aangetrek. Hulle is onmiddellik rein. Want in die teenwoordigheid van God mag nie sonde kom. So onmiddellik toe hulle bereid was om met hulle lewe te betaal, want dis al hoe ons die Satan kan oorwin.
deur die woord en die getuienis van ons. Dit sê mens daar Openbaring, ek weet nie waar, ek sal nog besoek. Nee. Maar hy sê deur die woord van jou getuienis. Jou getuienis deur die bloed en die woord van jou getuienis. Verstaan jy, so jy sit onder die altaar en jy's klaar nie aangetrek, spierwit in die teenwoordigheid van God. Maar hierdie mense sit en smeek by God. Wanneer is die tyd? En dan ek dink is vers 11 wat hy sê, die getal is nog nie volledig wat vir my moes gesterf het. So hy sê wees rustig. Die getal is nog nie, daar's nog wat moet inkom. Kyk hoe lief is God. Hoe bereid is God om te wag. Daar's nog wat moet inkom. Hulle moet nog 'n tydjie rus, sê die woord. Ja, hulle moet wees rustig. Rus. Daar's nog wat moet inkom. Daar's nog wat met hulle lewe gaan betaal om ook te kom sit waar julle sit. Ons kan nie selfsugtig wees. Daar's wat nog bereid is om. Kyk hoe kosbaar is dit, mense. Dit is so kosbaar. As gevolg jou getuienis sal jy swaar kry. Dis wat 'n martelaar beteken 'n getuie. Martelaar beteken 'n getuie. Ek is 'n getuienis van Christus. Ek en jy is 'n getuie van sy liefde. Verstaan jy? So as gevolg van jou getuie in wie jy glo, in Jesus Christus, sal jy swaar kry. Moenie voorspoed verwag nie, mense. Pas op. Pas op. Die voorspoed wat Christus van praat, is voorspoed in hom. Ons het dit mos al gehoor. Om in sy weë te wandel en in sy teenwoordigheid, dis voorspoed. Nie hierdie materiële dinge op aarde, geld en dis nie voorspoed nie, man. Dis nie voorspoed nie. Dis hierdie voorspoed predikers lieg vir jou. Dis nie oor hoeveel huise en hoeveel karre en hoeveel stront, man. Dis nonsens. Yes, man, wie? En wie wat met die oorste van alles is dat Pinksterpredikers hierdie dinge. Ad Boshoff is daai golla. Wat hier ek dink Pretoria of Johannesburg. Spiritief. Jy kies vir God en teen die duiwel, teen die wêreld. So jy sal 'n martelaar wees, omdat jy gekies het vir Jesus en nie die wêreld. Want ek loop nie saam met 'n klomp skinderbek goed nie. Ek sit en kyk nie by suipgatte nie. So kan ons ek sit te kyk nie flieks en video's en nee, ek distansieer my van wêreldse dinge. So ek is nie gewild nie. Ek like nie om saam met wie partykeer is minder mense weet hoe beter en ek sit 'n blaker altyd almal so goed uit. So ek distansieer my van boosheid. So ek is nie gewild. Jy sê man, jy was dan altyd so nice ou gewees. Ja, ek was toe ek saam met jou dronk was. En 'n ander ou met 'n ou vuil toonbank lap van dronkheid in die sig gooi, almal lag en 'n ou vuil grappe vertel dit daar in die bar. Ja, sê man, jy moet môre weer kom. Ja, toe is ek môre daar en hier kom ek met op 'n keer. Nee, nou is jy daarom. Ja, sê man, wat gaan met jou aan? Nee, jy nou so smaakloos. Soos 'n chama. Dis net sê dat die chama, ken jy ook die chama? Vergeet jy mos nie. Dis daai wille goed wat daar in die Kalahari groei. So wille pampoen, wille span spek, jy kan hom hy het nie regtig smaak nie. Nou jy smaak soos 'n chama, jy tot nie. Ag, dis hierdie basters wat hier word gepraat. Jy kies vir God teen jouself en jou eie selfsug. Boere se chama. Ek wil die laaste sê. Wat maak jy nog 'n martelaar? Omdat jy liefde bo haat kies. Vergifnis bo vergelding. Omgee bo jou eie versorging en gemak. Jy is bereid om prys te gee met jou gemak. Nie wonderlik maak. Reg bo verkeerd. Dit maak jou martelaar. Dit maak jou ongewild. Hierdie keuses maak jou ongewild, mense. Maar wie deur al hierdie dinge? Kyk wie God
Hy los ons nie in hierdie omstandighede. Kom ons gaan lees. Ek het ook gister Openbaring 3 vers 10. Kom ons kyk wat sy belofte gee die Here. Deur hierdie, ons is baie na afsluit. Deur alles gee die Here Jesus vir ons 'n belofte. Dit is nou nie al gesmaak met die Here praat. As iemand hom het, laat loyal. Omdat jy die woord van my leidsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar. Kom ons hou. Omdat jy die woord bewaar het. Omdat jy die woord bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Omdat jy my woord bewaar het. Wat bedoel Jesus in jou hart bewaar het? Sal ek jou bewaar in die oomblik van beproewing wat oor die wêreld gaan kom. Sal God, Jesus sê ek is by jou. Joshua 1 vers 9, Joshua gaan het, ons het Sondag met 'n paar goed gepraat van, wat die disippels en die profete, ek is by jou, ek is saam met Gideon, ek is ook by jou, verstaan jy, ek is by jou, in 'n oomblik van beproewing, sal ek by jou wees. Eers meer, is dit nie wonderlik, ek moet nou weer vooruit gepraat, onder die altaar, dis daai stuk. Jesus, maar 'n man ken jou tyd. Halleluja. Nou kom ons sluit iemand vir ons met gebed af en dan kan ons nog gesels na die tyd.